Goeiemôre familie. Ag, dit is so lekker om vanoggend saam met julle tyd te spandeer, om God se aangesig te soek en saam te worship as 'n geestelike familie. Ek hoop julle is lekker warm en snoesig daar by julle huis terwyl ons saam die diens geniet. Ons wil sommer net vir elkeen wat 'n verjaarsdag of 'n huweliksherdenking gevier het hierdie afgelope week gelukwens. Ons kom bid God se liefde, sy vrede en sy teenwoordigheid oor jou lewe. Mag jy regtig elke dag dieper groei met jou verhouding met hom. Dan wil ons net julle aanmoedig om asseblief connected te bly met julle connect groepe. Nooi julle uit vir 'n koffie of maak sommer 'n Zoom meeting om saam te gesels oor die woord en dan wil ons julle ook aanmoedig om regtig tyd te spandeer in gebed, bid vir mekaar, bid vir ons land, bid vir geestelike familie. So moedig dit sommer net aan in julle connect groepe spesifiek. Dan word daar elke week uitgereik na Mediclinic se personeel. Asseblief bid saam met ons vir die personeel van Mediclinic dat ons regtig as 'n geestelike familie hulle kan bedien met die woord en sommer net met net hulle bemoedig. Daar word weekliks net 2 devotionals uitgestuur in plaas van 5. Op Dinsdae is dit 'n Engelse devotional en op Donderdag 'n Afrikaanse een. En dan wil ons net julle weer eens aanmoedig om aan te hou saai in ons Helplift fonds. Ons kan nie genoeg vir julle dankie sê vir elkeen wat 'n bydrae gelewer het nie. Daar word weekliks sop uitgedeel en Helplift pakkies. So baie dankie vir elkeen wat daar 'n bydrae gelewer het. Ons gaan sommer net saam nou as 'n geestelike familie worship. So geniet die diens verder saam met ons. Môre familie, dit is so lekker om weer saam met julle te kuier en ons gaan nou gaan in lof en aanbidding om Here se naam groot te maak, maar voor ons dit doen wil ek vir julle 'n skriffie lees uit 2 Kronieke 29 vers 28. Hy sê terwyl die sang weer klink en die trompette skaal, het die hele gemeente in aanbidding gebuig. Dit het alles aangehou tot die offer afgehandel was. Ek wil ons regtig aanmoedig in hierdie tyd om aan te hou aanbid. Nie net op Sondag wanneer ons saam met julle is op die YouTube kanaal nie, maar gedurende die week wil ek jou aanmoedig om God te aanbid. Aanbidding is 'n leefstyl en ek hoop vanoggend gaan jy geniet en jy gaan ervaar hoe God in ons midde werk, al is ons nie by mekaar nie. So kom ons aanbid God met alles in ons. Kom ons maak dit die oë, aanbid ek vir ons. Here, dankie dat ons vanoggend kan saamkom weer eens en al is dit nie saam in een vertrek nie, Here, in gees is ons in eenheid vanoggend, Here. En Heilige Gees, ons wil net bid dat U vanoggend van ons aanbidding sal drink en sal geniet, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Battles, every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Open up the gates. So open up the gates, make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin
Goeiemôre gemeente, dit is weer my voorreg om vanoggend die woord te bring. Dit is so lekker om 'n nuwe reeks te kan afskop. Hierdie reeks noem ons die briewe aan die kerke. Nou dis spesifieke briewe wat ons kry in Openbaring, of die boek van Openbaring bevat 7 spesifieke briewe aan spesifieke gemeentes en ons gaan die volgende paar weke gebruik om so 'n bietjie dieper in dit te kyk. Wat interessant is dat 'n groot gedeelte van die Nuwe Testament eintlik bestaan uit briewe uit. So ons het eintlik briewe op briewe, as ek dit so kan sê, en ons gaan so 'n bietjie daarna kyk later. Ek het gedink ek wil afskop met 'n spesifieke versie wat nou nie spesifiek gaan oor die briewe nie, maar ek dink wat tog die toon gaan set vir wat ons wil bereik deur hierdie volgende paar briewe of die volgende paar weke te spandeer om oor hierdie briewe te praat. Ek lees vir julle uit Efesiërs 5 uit. Dis 'n bekende stukkie. Dit sê daarso: Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Spesifiek wil ek hierdie versie gebruik en ek wil hom daar uitsit as 'n kom ons sê die lens wat ons deur kyk. Die bril wat ons gaan gebruik om na hierdie briewe te kyk. Ons sien dat Christus deur sy woord die kerk wil skoon en vlekloos was en regmaak, voorberei vir sy koms, vir die bruidegom wat kom, vir die maaltyd van die lam wat ons saam met hom gaan hê, die feesmaal van die lam in die hemel eendag. So ek wil sommer net dit uitgesit het as 'n begin. Kom ons onthou dat soos wat ons kyk na hierdie kerke en kyk na die gemeentes, Jesus is besig om ons te reinig, ons gedagtes te vernuwe met sy woord. En dit is wat ons gaan sien in die volgende paar briewe. Nou toe, verder ter inleiding wil ek sommer 'n paar algemene frases erken wat jy dwars deur die 7 gemeentes gaan vind. Daar word omtrent aan elke van die 7 gemeentes word die brief begin deur dit sê hy, of dan beskryf hy homself, dis nou Jesus. En hy begin elke brief en hy stel dit baie duidelik aan ons dat hierdie sy woorde is wat aan ons gegee word, of dan nou aan daai kerk gegee word tydens daai brief wat geskryf was. Dit kom terug na Efesiërs 5 toe, wat ek nou net gelees het, waar ons sien Jesus berei sy kerk voor met sy woord. En elkeen van hierdie briewe begin hy weer met, dit sê ek, hierdie is my woorde. Dit spreek van kommunikasie, dit spreek van Christus wat wil praat, wat dinge sien en wat betrokke is, en nie net gaan stil bly, dat ons nou maar kan vergaan in ons ellende, of waar ons het mis, of waar ons nooit geprys word, of dinge raak gesien word wat ons wel goed doen en reg doen nie. Ons sien hierso 'n bruidegom wat omgee vir sy bruid, wat wil kommunikeer met haar, en hy sê elke keer, dit is my woorde. Hierdie is wat jy moet hoor, sodat jy kan voorbereid wees vir my koms. Tweede ding wat ek daar raak sien, behalwe kommunikasie, is 'n nabyheid, 'n betrokkenheid, 'n waaksaamheid, wat ek by Christus sien. Hy sê so, Christus is absoluut bewus van wat in die kerke aangaan. Hy het 'n paar kere, en dan herhaal hy die woorde, ek ken jou werke. Christus is daar, hy is betrokke in sy kerk. Hy was betrokke by elkeen van daai gemeentes wat Johannes die briewe na toe geskryf het, of wat Johannes deel as van die boek van Openbaring uiteengesit het. Daar's 'n betrokkenheid. Christus ken, en hy ken die kerk, hy ken hulle werke. Dan is daar ook 'n aanmoediging wat ons gaan sien in meeste van die briewe. Christus bemoedig ons en hy sê daarso, hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees sê aan al die gemeentes. Nou hierdie is 'n baie interessante punt. Dit sê nie daar, hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees sê aan die gemeente nie. Met ander woorde, dit was nie net vir daai gemeente nie. As ons net nou kyk na die brief wat na Efese uitgegaan het, na daai kerk toe, dan sê dit daarso, luister na wat die Gees sê aan die gemeentes. So hierdie is absoluut nog vir ons bedoel vandag. Ja, was dit bedoel vir Efese daar in daai tyd binne hulle konteks? Absoluut. Maar ek glo binne ons konteks en deur die eeue van die kerk tot vandag toe, moet ons ore inspan en sê, Gees van God, wat is U besig om vir ons te sê oor hoe U voel en wat U sien in ons gemeentes?
En ek kan jou waarborg, soos wat ons die volgende paar weke deur hierdie 7 briewe gaan ons kan terugkyk waar ook al jy in die kerk betrokke was, waar ook al jy jouself as deel van die liggaam gesien het in die verlede tot nou toe, gaan jy kan assosieer en sê, ek was al daar gewees, ek het al gesien dat dit gebeur, ek was al deel van daai groep wat moes volhard het. En dit gaan so interessant wees om te kan medelee hê, simpatie hê, kan saam vier in die tye van vreugdevolle erkenning wat God vir ons wil sê. En dit is wat ons gaan sien. Ons sien 'n aanmoediging dat ons ore moet spits, nie net omdat ons wil sien wat God bedoel het toe nie, maar dat ons sal verstaan, hy bedoel nog steeds iets vir ons vandag. En dan, laastens sal ons 'n belofte ook kry. Elkeen van daai brief het 'n belofte, wat hy sê, hy wat oorwin sal die kroon van die lewe kry, of aan die oorwinnaar sal ek die volgende gee. So God sê vir ons, as jy oorwin, as jy volhard en jy is 'n oorwinnaar deur die geloof in Christus, dan is daar 'n belofte vir jou van 'n volle lewe, 'n lewe in die ewigheid, die kroon van die lewe self. So dis sommer net 'n paar interessante, kom ons sê algemene karaktereienskappe van hierdie briewe wat ek gevoel het ek wil uitlig. Ons gaan volgende kyk na sommer net die gemeente van Efese. Dis die eerste brief wat geskryf word deur Johannes in hierdie tyd. En ek gaan vir ons sommer net lees daar spesifiek wat aan Efese bedoel is. So ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Ek dink as julle gaan kyk saam met my, gaan julle sien, ek gaan van vers 2 af lees tot vers 6. Vers 1, 6 sê eintlik maar net wat ek ter inleiding gesê het. Dit is ek wat met julle praat, dis my woorde en ek sien julle werke en ons gaan daar optel. So, ek lees uit die ou vertaling en dit sê so in Openbaring 2 vers 2. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie. En dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. En dan verder in vers 6 sê hy, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Nou ek wil daai spesifiek uitlig as uniek en spesifiek aan die brief van Efesiërs. Die ander goedjies binne daai brief het ons al klaar oor gepraat. Dit is die kommunikasie rondom God wat dis my woord. Dit is die nabyheid en die betrokkenheid wat hy sê ek weet wat aangaan julle kerke. Die ander gedeeltes is daai aanmoediging, hy wat 'n oor het, laat hom hoor. En die belofte dat as jy oorwin, dan sal ek hierdie belofte aan jou gee. So wat baie spesifiek is aan die kerk van Efese is 'n paar positiewe dinge, maar ook dan 'n paar, kom ons sê, punte waarop hulle kan verbeter. Is dalk 'n goeie manier om dit te stel. Die positiewe punte is hier van vers 2 tot vers 2 en 3 en dan wil ek 6 ook daarbey insluit. En ek gaan dit weer vir ons lees en dan gaan ek so 'n bietjie uitbrei op dit. Dit sê daar in vers 2, ek ken jou werke, dan sê dit daar en jou arbeid en lydsaamheid. So hierdie was 'n kerk wat spesifiek hulle was besig geweest. Hulle het gewoeker met hulle roeping as 'n kerk, as 'n gemeente in daai streek. Lydsaamheid beteken hulle was geduldig geweest en hulle het met geduld aanhou werk en aanhou druk en aanhou daai roeping wat hulle het probeer uitleef. Dit sê so dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Nou daar is nie slegte mense soos in goed en sleg en ons kan ook eintlik maar kies 'n keer wie sleg en goed is nie. Hier word spesifiek gepraat van goddelose mense wat hulle self binne in die kerk kom plaas het en dan valse leringe wou bring het binne die kerk. Hulle wou nie regtig bekeer nie, hulle wou deel wees van die fellowship, van die gemeenskap van gelowiges, maar hulle het eintlik nie hart gehad wat tot bekering gedraai het en tot Christus gedraai het deur bekering nie. En dis wat spesifiek hier verwys word as dit sê slegte mense. Dis nie net slegte mense van, daai ou doen dit en dis ook hy slegte ou nie. Nee, hierdie is baie dieper in die sin van, hierdie was mense wat nie 'n hart gehad het, wat deur geloof gedring is, die werk van Christus opgewek is in geloof,
tot nuwe lewe nie. En dan kom hulle in die kerk en hulle besoedel die lering in die kerk. Hulle besoedel die heiligheid van die gemeente. Hy sê, julle het hulle nie verdra nie. En dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. En hulle leenaars bevind het. Weet jy, is baie interessant vir my van daai, is dat in die boek van Timoteus, 1 Timoteus, 2 Timoteus ook, en ook 1 Johannes, is daar baie duidelik wat Paulus skryf aan Timoteus en waar Johannes skryf aan die gemeentes, en hy sê, hulle gaan kom, in die eindtye gaan daar valse leraars wees en moenie hulle lering aanhang nie. Moenie agter hulle aan hardloop nie. Hulle gaan kom soos wolwe in skaapsklere. Wees versigtig. Hulle gaan die waarheid verdraai. Nou, hoekom is dit belangrik om te weet dat Paulus dit vir Timoteus geskryf het en Johannes dit dan self ook geskryf het in 1 Johannes spesifiek aan die kerke? Wel, wat baie interessant is dat Timoteus die ouderling van die kerk van Efese was. So, Paulus skryf van Timoteus en hy sê, Timoteus, jy is die ouderling daar, wees baie versigtig, kyk mooi na uit vir jou kudde, want daar gaan valse leraars kom, daar gaan apostels kom, wat of sê hulle is apostels, maar as jy luister na wat hulle leer, en as jy die vrug op hulle lewens sien, gaan jy sien dis vals, en jy gaan dit moet beproef. Johannes sê dieselfde. Nou, hoekom is dit belangrik wat Johannes sê? Wel, tydens 1 Johannes en die brief wat hy daar skryf, sit hy in Efese, en hy sê, ek sien wat om my aangaan, en hy begin hierdie brief skryf vir die kerk van Efese spesifiek, maar ook vir die ander kerke, 10 teen 1 ook die 7 kerke in daai area, wat ons verder lees in Openbaring van. So, Johannes en Paulus skryf pertinent aan die kerk van Efese in ander briewe, en hulle sê, ouens, wees versigtig vir die ouens wat hulle self apostels noem, leiers in die kerk noem, maar van wie hulle vrug gaan julle sien, hulle is eintlik net wolwe in skaapse klere. Nou, hierdie kerk word dan erken dat hulle dit wel reg gekry het om hierdie ouens te kan uitken. En dit is 'n veertjie in hulle hoed. Jesus sê, ek sien dat julle dit gedoen het. Ek sien dat julle dit reg gekry het. Dit sê daarso, julle het verdra en lydsaamheid of geduld het wat julle besit. En terwille van my naam het julle gearbei en julle het nie moeg geword nie. Daar is wonderlike dinge wat van hierdie kerk gesê word. Hy sê dit ook hier in vers 6, maar dit het jy, dat jy die werk van die Nikolaïte haat. Nou die Nikolaïte was 'n spesifieke groep wat ook in die kerk ingekom het en mense aangemoedig het en gesê het, ag, daar is nie regtig iets so sonde nie. Weet julle wat, Christus het nie regtig in die vlees gekom nie. Dis eintlik net 'n groot geestelike ding hierdie en dit wat jy in jou liggaam doen, gaan in elk geval saam met dit sterf, so moenie worry nie. Gee jouself vir dinge wat vir afgode geoffer is. Gee jouself vir dinge wat skeef is en dinge wat nie goddelik is nie in jou liggaam. Wees losbandig en al daai dinge. En dit is letterlik wat hulle in die kerk kom versprei het. En Jesus sê, ek het hulle gehaat. En dit het julle ook, 'n pluimpie in julle hoed, julle het hulle ook gehaat. So, hierdie gemeente het dit spesifiek reg gekry om hard te werk en op die uitkyk te wees en om hulle te beproef wat sê hulle is leiers in die kerk, maar wat nie regtig is nie. En hoe meer ek hierna gekyk het ek so gedink aan die een seun in die storie van die verlore seun. Nou, ek praat nie van die verlore seun of die prodigal son wat weg is en weer teruggekom het nie. Ek het so gedink aan die seun wat wel gebly het en wat wel hard gewerk het en elke dag homself uitgegiet het en die regte ding gedoen het. En dan kom die jonger boetie terug of die ander boetie kom terug en die vader gegiet net sy liefde oor hom uit en is nuwe klere en is nuwe skoene en is 'n nuwe pand en is 'n feesmaal. En hierdie boetie kom en hy sê, ek was die heeltyd hier gewees. Ek was getrou, ek het hard gewerk, was nie moeg nie, ek het lydsaamheid gehad, ek het hard gearbei, ek het gedoen wat jy my gesê het, en dan gooi jy nou so groot partytjie vir die boetie wat ellendig was in sy besluite. Hoe werk dit? Dan sê die vader, maar ek was heeltyd hier by jou. En dit wat myne is joune. En ek het so gedink aan hierdie gemeente in daai hoedanigheid, dat hulle hard gewerk het, en gedoen het wat hulle moes, maar hulle het dit gedoen uit plig uit. Hulle het nie gedoen uit 'n plek van oorgawe en liefde wat hulle deurdring, soos wat Paulus sê, die liefde van Jesus dring ons in wat ons doen. Ek sê altyd, as ek geken was en eendag op my grafsteen geken word as iemand spesifiek, sal ek die volgende woorde wil hê op my grafsteen. Die liefde van Christus het Johan gedring om die lewe te leef wat hy geleef het. As daai woorde kan waar wees vir my aan die einde van my lewe, gaan ek 'n gelukkige man wees. En ek dink dit is wat ons hier mis. En
kerk van Efese was hulle getrou, hulle het hard gewerk, hulle was soos daai broer, wat hulle beste gegee het, maar dit was sy plig geweest. Daar was nie hierdie verhouding met die vader, wat die hele tyd by hulle was nie. Soos die vader vir hom gesê het, ek sê altyd hier, want myne is joune. Hulle het nie daai heeltemal besef nie. En dit is my interessant geweest om dit te kon sien, om te sê, hoeveel van wat ons doen vandag is net plig. Dis plig, of dit word uit 'n mate van vrees uit gedoen. As ek nie genoeg dit doen nie, as ek nie genoeg dat doen nie, as ek nie meer van dit doen nie, as ek nie meer van dat doen nie. En weet jy wat, ek doen alles sommer net in oorgawe, want dit is my plig, want ek is 'n Christen. En dan sê Jesus, weet jy, ek sien jou werke, en veerken jou hoed, dat jy hard aan die werk is vir my, en dat my koninkryk uitgebou word deur jou lewe. En dat jy die regte goddelike besluite maak vir jou familie. Maar een ding het ek teen jou, en dit is waartoe ons nou gaan, is, jy het jou eerste liefde verlaat. Wat jy besig is mee is plig, en nie oorgawe wat uit liefde uit momentum kry, of force kry, wat uit liefde uit gestoot word nie. Vers 4 sê daarso, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Eerste liefde het hulle verlaat. Hulle het uiteindelik alles gedoen wat hulle moes doen, maar sonder liefde. En ek wil so ver gaan, en daar's 'n paar van die kenners al buite, die slim mense, wat sê, daar was 10 teen 1 ook nie liefde in die kerk teenoor mekaar nie. En daarom het Jesus gesê, gaan terug na die werke wat julle eers gedoen het. Want as julle werke uit liefde is, sal julle mekaar lief hê. Wees lief soos wat ek julle lief gehad het. So as my liefde regtig in julle is, en julle is connected, julle is ingeskakel tot daai eerste liefde, dan gaan julle vir mekaar lief wees. Ons kan baie dinge doen uit plig, maar nog steeds nie vir mekaar lief wees nie. Ons kan baie dinge doen uit 'n oortuiging dat dis wat die woord sê. Maar as ons nie oortuiging het van Jesus se liefde vir ons nie, dan gaan dit nie deur liefde gedring wees nie. Dit gaan nie deur liefde gedoop wees nie. En as ons nie uit daai plek uit kan leef nie, dan sê Jesus, julle beter julle self bekeer. As ons weer teruggaan na die brief van Efesiërs toe, dan lees ons daarso in hoofstuk 3 van vers 15 tot 19, sê dit, of vers 14 regtig, sê dit, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En dis wat Johannes na verwys. Hy sê, keer terug na daai plek toe wat Paulus vir julle van geskryf het. Daai plek wat Paulus gesê het, julle is gewortel in hierdie plek. Julle is gegrond in liefde. Keer terug na daai plek toe. Wat het julle ontwortel? Hy sê, en julle, dat julle in staat kan wees om saam met al die geheiliges ten volle te begryp wat die begeerte, of die breedte, die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word in al die, of tot al die volheid van God. 1 Johannes sê die volgende, as iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. En ek glo werklik waar dat Jesus sê, ek sien al hierdie wonderlike dinge wat julle doen in die kerk. Julle het oortuiging oor wat julle doen, en veerken julle hoed vir julle arbei en julle leidsaamheid, maar hierdie ding het ek teen julle. Julle het wegbeweeg van hierdie ding wat die lewe is, en die rede is wat ons doen. Great dat julle apostels uitgevang het wat vals is, maar wat is daar oor van die liefde? Hoeveel van die liefde is julle besig om na mekaar toe uit te leef? Want as julle sê, julle is geheg, julle is ingeskakel tot julle eerste liefde, julle het God lief, maar jy het nie julle broers lief nie, dan maak jy van jouself 'n leienaar. Paulus sê dat jy die hoogte, die breedte, die diepte, die lengte sal ken van die liefde. En dit is vir my so
jammer wil ek amper sê, na daai bemoediging van Paulus af, dat ons jare daarna, toe boek van Openbaring geskryf is en gesirkuleer is, nog steeds moet lees, hulle was nie, hulle het nie daai diepte en hoogte en breedte geken nie, want dit is nie daar nie, dis afwesig, en God sê, ouens, ek het al na julle toe geskryf rondom dit, deur Paulus se woorde, ek het al uitgereik na julle toe, deur Johannes, wat vir julle gesê het, wees lief, die hele hoofstuk 4 omtrent, die hele boek omtrent van brief van 1 Johannes, gaan net oor, dat ons mekaar moet lief hê, en steeds Efese is julle nie lief vir mekaar nie, en daarom is julle nie lief vir my nie, want as julle lief vir my is, sal julle lief wees vir mekaar. En ek dink dit is 'n groot les wat ons kan leer uit daai gemeente uit, dat ons kan 'n gemeente wees wat, man, ek sien perfeksie is in dit wat ons doen, en ons disipelmaking, en ons uitreiking, en sending, en al hierdie dinge, maar as ons nie lief is vir mekaar nie, as ons mekaar nie kan bedien met liefde nie, dade wat van liefde spreek teenoor mekaar. Ek dink aan hierdie tyd wat ons in bly, COVID, en hoe moeilik dit is om regtig gemeenskap te kan geniet. Ons voel partykeer so geïsoleer. Ek dink die trap is waarwyd oopgestel vir ons om in hierdie ding te trap van 'n liefdelose kerk. Ons moet verder gaan en sê, Here, maak my kreatief. Here, gee vir my beter idees hoe om u liefde uit te leef na my medemens, na my boetie en sussie in hierdie tyd wat dit baie nodig het. Ek wil vinnig spring ook dan na die volgende kerk, en dis die kerk van Smyrna. En daar word eintlik nie veel van Smyrna gesê nie, en veral ook nie vroeër in die Bybel nie. Jy gaan nie oor Smyrna lees vorentoe, soos wat jy oor die kerk van Efese lees nie. In die kerk van Efese lees jy al in Handelinge van, en dan het jy die brief van Efesiërs, en dan het jy Timoteus se briewe, wat ook eintlik vir die Efesiëse kerk is. Dan het jy Johannes se briewe, wat ook vir die kerk is, en dan het jy Openbaring se briewe. So, man, die kerk van Efese het eintlik nie 'n verskoning nie. Maar dan het ons die kerk van Smyrna, en die kerk van Smyrna, het 'n pragtige getuienis. Ek lees vir ons uit Openbaringe 2 vers 8, wat spesifiek geskryf is vir hierdie kerk. En skryf aan die engel van die gemeente van Smyrna, dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewendig geword het. Daai is belangrik, onthou dit. Ek ken jou werke, hier is daai betrokkenheid van Jesus Christus. Ek ken jou werke, en verdrukking, en armoede, maar jy is ryk. En die lastering ken ek ook van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van Satan. Baie sterk woorde. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. So Smyrna kry 'n waarskuwing, en hy sê, my kerk, ek ken jou, en julle is 'n pragtige kerk vir my, ek ken julle verdrukking, ek ken julle armoede, maar weet jy wat, in my oë is julle ryk. Julle is ryk van die Gees, ryk van die evangelie, ryk van die koninkryk, en dis vir my mooi, en weet jy wat, die wêreld haat dit, en daarom wil ek julle waarsku, julle gaan in die volgende tyd verdrukking ervaar. Maar hoor hoe mooi is dit, Jesus sê daarso, wees getrou tot die dood toe. Maar 'n paar sinne bo dit sê hy, dit sê hy, die eerste en die laaste. Met ander woorde, ek sal wees saam met jou van die begin af tot die laaste. Nie net endtye en eras nie, maar op 'n persoonlike wyse. Johan, ek was daar aan die begin van jou lewe, en weet jy wat? Ek gaan daar wees aan die einde van jou lewe. Wees getrou tot aan die dood. Maar meer as dit sê hy nog, hy sê, ek is die ene wat dood was en lewend geword het. En hy sê vir die kerk, weet julle wat? Al is julle getrouheid uiteindelik vir julle dood, julle doodsvonnis, weet dat ek die een is wat dood gegaan het en lewendig geword het, en julle is in my, en daarom sal julle die ewige lewe geniet. Wees getrou tot die dood toe, en ek gaan julle die kroon van die lewe gee. Ek wat dood was en lewendig geword het, julle gaan my volg in dit. Julle gaan dalk dood gaan vir julle geloof, maar julle gaan opstaan in nuwe lewe. Smyrna word aangemoedig, en ek glo God moedig ons nog steeds aan. En hy sê vir ons, julle moet getrou wees tot die dood toe. Julle, dis groot woorde daai.
Wie van ons kan werklik sê met oortuiging dat ons op 'n plek is waar ons sal ons lewens gee vir die evangelie? En ons sê dit baie vir mekaar en ek dink in vandag se tyd en eeu en baie spesifiek ook hier in die Parel, is daar nie regtig verdrukking vir ons in die sin van Smyrna waar hulle lewens verloor het nie, waar hulle in die tronk gegooi was nie. En so baie keer dan neem ons dit dalk so 'n bietjie ligtelik, meer ligtelik op as wat dit hier bedoel is. Ek meen hier spesifiek het mense hulle lewens verloor. En weet jy, ek dink net ons moet net nie dikvellig raak en sê, weet jy wat, ek bly in so 'n plek, daar is nie regtig hierdie tipe van verdrukking nie. Ek dink daar's iets wat mooi is hiervan, as jy weet dat jou geloof na jou dood toe kan lei. As iets wat gesuiwer word in ons denke, die manier wat ons dink, die manier wat ons dinge prosesseer, die manier dat ons rondom ons kyk na goedjies. Ek dink dit raak anders as ons weet, ons het ons lewe gegee vir iets. En dan kos dit my lewe nie hier nie. Sou die Here my eendag stuur na 'n ander plek toe, sal dit my wel kos. Die Here sê jy's ryk as jy dit verduur en as jy op die proef gestel word. Dit sê daarso sodat julle op die proef gestel kan word. Nou op die proef gestel is dit nie net rondom hulle geloof en dat hulle geloof gaan hulle geloof op die proef gestel gaan word en hulle geloof gaan gesuiwer word aan die ander kant nie. Nee. Ek dink wat dit hier ook sê is hierdie mense wat julle verdruk, gaan julle oplig en hulle gaan sê kyk wat doen ons met hierdie Christene. Kom ons kyk of hulle God regtig die God is. En Jesus sê eintlik, dis 'n geleentheid vir julle om vir die wêreld te wys hoe lief ek vir julle is en julle vir my is, deurdat julle opgestel word en beproef word vir die wêreld om te sien wie julle is en wees getrou dat die wêreld na die tyd nooit kan sê hierdie was 'n paar mense wat nie regtig geglo het en oortuiging gehad het vir die geloof of dit wat hulle konfess het nie, bely het nie. Julle is 'n mense wat op die proef gestel is en die wêreld kon sien wie my volgelinge is. Wat gaan ons hier uitvat vandag? Ek dink daar's 'n paar dinge. Ek dink ons moet besef dat wanneer ons hierdie briewe lees dan moet ons sien Christus is besig om sy kerk deur die eeue voor te berei vir sy koms. En hy sê ek gaan julle met my woorde skoon was. Ek sien dinge en ek gaan met julle praat daaroor dat julle geheilig kan word en voorberei kan wees sonder vlek vir my vir wanneer ek terugkom. Ons sien 'n God, ons sien 'n bruidegom wat betrokke is, wat waaksaam is, wat omgee vir sy bruid. Ons sien 'n gemeente wat vol pligsgetrouheid was en hulle het alles gegee in hulle arbeid en hulle beproewing van dit wat vals is, maar daar was nie liefde nie. En daai liefde is 10-1 ook 'n teken gewees van 'n liefdeloosheid onder mekaar, soos wat Johannes ook vir hulle geskryf het. En ek dink daar's 'n aanmoediging vir ons dat as ons die bruid van Christus is, dan gaan daar altyd liefde onder mekaar wees vir mekaar. Dit is juis die lig wat skyn van 'n bulb wat brand. Die bulb wat brand is Jesus se liefde aan ons en die lig wat skyn is ons liefde aan mekaar en dit is wat vir die wêreld sê ons is sy disippels. En dis wat ons hier uit moet neem. Kom ons wees pligsgetrou. Kom ons arbei. Kom ons wees oordadig in ons werke. Maar kom ons wees seker dis gevul en is gedoop. Dis gedring met liefde. En dan kyk ons ook na Smyrna en ons sê wees getrou. Kom ons wees getrou. Kom ons hanteer dit wat ons in ons hand het, die evangelie, die woord van God, hierdie roeping tot verlossing en hierdie roeping om eenwording met Christus. Kom ons hou dit met 'n deernis vas. Kom ons hou dit so vas dat al beteken dit my lewe sal ek nie laat los hiervan nie. En daai lewe is nie noodwendig net 'n fisiese dood nie. Maar is ook dat ek myself begin gee vir ander dinge wat my weghou, wat my wegsteel van daai spesiale plek wat ek in Christus se oë het as sy bruid. Ek wil vir ons bid en ek hoop ons het 'n paar goedjies gevat wat ons dalk sommer persoonlik kan toepas in ons lewens. Ek gaan vir ons bid dat die Gees ons sal lei en dat ons gespoel en dat ons gewas sal wees met die woord vandag en beter voorberei sal wees. En deur die weke wat kom sal beter voorberei wees soos wat die ander gemeentes ook bespreek word. Ek bid vir ons. Here Jesus, ek loof en ek prys U naam dat U goed is vir ons. En dat U ons was met U woord. Dat U waaksaam is oor die bruid. Dat U lief is vir die bruid. En Here, dat ons deur die Gees en deur die genade
het ons die vermoë om te reageer op daai woord, Here, en om gehoorsaam te wees, en om dit wat U vir ons sê, Here, hoogs vas te hou aan, Here, met alles wat ons is, met deernis. Dis die mense wat ons wil wees, Here. Dankie, Heilige Gees, dat U ons elkeen uniek sal kom bedien tot waar ons is. Miskien, Here, was ons soos daai seun gewees wat alles pligsgetrou was, maar ons is nie meer bewus van die Vader se nabyheid nie. Ons is pligsgetrou, maar daar is nie liefde vir mekaar nie. Miskien is ons so Smyrna wat voor 'n uitdagende tyd staan. En Here, ek bid dat U vir ons sal bedien met getrouheid en 'n volharding. Ek vra hierdie dinge in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie gemeente, dit was vir my baie lekker, 'n baie geseënde week vir julle. Totsiens.